Goeiedag liewe vriende, baie welkom by hierdie opgeneemde diens. Dit is lekker dat jy vandag saam kyk. Kom ons begin by die gemeente afkondigings. Ons het 'n klompie mense wat verjaar, baie geluk vir elkeen wat verjaar hierdie week, mag dit 'n heerlike verjaarsdag wees. En mag die Here ook jou nuwe lewensjaar spesiaal seën. Ons bid graag vir mekaar, ons bid vir Hannes Spies, ook Pieter Pretorius, ons is dankbaar dat dit baie beter met Pieter gaan, ons bid vir sy herstel. Ons Kaskarfees is die naweek en dit dra ons ook aan die Here op. Ons is besig met ons preekreeks oor gawes en ons nooi jou ook te ontdek watter gawe jy het. So as jy op hierdie QR-kode, as jy hom scan met jou foon, dan vat dit jou na 'n elektroniese vraelysie toe wat jy sommer so op jou foon kan invul en dan gaan jy sien wat jou gawe is. So neem gerus deel en ontdek jou gawe saam met ons. Elke Dinsdag aand het ons 'n sessie wat ons eintlik 'n soort dinkskram hou oor ons gawes. Ons nooi almal so intoe om saam dink oor ons gawes en hoe die Here ons wil gebruik. Dis ook vir studente, maar ook residensiële lidmate. Elke Dinsdag aand om 7:00. Ons gemeentefees is die afsluiting van ons reeks 30 Augustus. Ons gaan net 'n oggenddiens hê met nagmaal en pragtige musiek en daarna gaan ons 'n lekker bring en braai hou. So kom neem deel en kuier saam met ons gemeentefees aan die einde van die maand. En dan eerskomende Vrydag is die Kaskar. Kom Kaskar toe, nooi jou vriende vir 'n lekker ons 30ste Kaskar, ons gemeentebazaar. Nou, die Kaskar se program begin om 3:00 met 'n orgelkonsert, 4:00 begin die verkope, daar's ook trompoppies en al die gewone lekker dinge. So kom kuier lekker saam, kom koop 'n boek of 'n pannekoek of kom kuier net sommer saam en geniet die musiek en die kaskarre wat ry. Ons het van jare ook die Drive to Survive deel by, wat ons ook kos bymekaar maak vir studente. So as jy nog 'n saggie kos wil saambring, doen dit asseblief. Ons versprei dit saam met Tikkies Abundant Life aan studente wat nie kos het nie. En dan ten slotte, baie dankie vir die dankoffers. Jy kan steeds jou kollekte of jou maandelikse bydrae gee met 'n EFT of die SnapScan te volg of met 'n koevertjie. Ons bydraes en kollekte is baie belangrik vir ons gemeente se bediening. Vriende, dis die afkondigings. Ek praat vandag oor die gawe van profesie, oor profeet wees en ons belydenis is deel daarvan. So kom ons luister na die geloofsbelydenis wat ons in die gemeente opgeneem het en kom ons geniet hierdie lied, kom ons bely ook saam, kom ons gaan ook uit as getuies en profete van die Here. Ek nooi jou om die pragtige stukkie musiek saam te luister.
Ons gaan vandag lees uit 2 Konings 22. 2 Konings 22. Maar voor ons saam lees, kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat ons so elektronies, virtueel kan kerk hou. Dankie dat U by ons is. Dankie dat U naby aan elkeen van ons is. En mag elkeen wat na hierdie opname kyk, Here, 'n ontmoeting met U hê. Mag U woord, U boodskap bring vir elkeen van ons. Amen. Kom ons lees dan saam 2 Konings 22. Josia was 8 jaar toe hy koning geword het en het 31 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Jedida, 'n dogter van Adaja uit Boskat. Josia het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Hy het in alles die pad van sy voorvader Dawid geloop en daar nie links of regs van afgewyk nie. In die 18de jaar van sy regering het Josia die staatssekretaris Safan, seun van Asalja, seun van Mesulam, uit die huis van die Here toegestuur met die opdrag: gaan na die hoofpriester Gilkia toe en laat hy die geld gereed kry wat ingebring is vir die huis van die Here, die wat deur die drempelwagte by die volk ingesamel is. Die geld moet oorhandig word aan die mense wat vir die werk van die huis van die Here moet sorg. Hulle moet daarmee die werkers betaal wat die huis van die Here moet herstel. Die vakmanne, die bouwerkers, die meselaars, hulle moet hout en gekapte klip koop om die tempel te herstel. Daar hoef nie van hulle rekenskap gevra te word van die geld wat aan hulle oorhandig word nie, want hulle is betroubaar. Die hoofpriester Gilkia sê toe vir die staatssekretaris Safan: ek het die wetboek in die huis van die Here gekry. Hy het die wetboek aan Safan oorhandig en die het gelees en by die koning gaan verslag doen. Die amptenare het die geld wat hiervoor in die tempel beskikbaar was, uitgetel en dit oorhandig aan die mense wat vir die werk aan die huis van die Here moet sorg. Die staatssekretaris Safan het ook aan die koning die mededeling gedoen: die priester Gilkia het my 'n boek gegee. En Safan het dit vir die koning gelees, wat daarin staan. Toe die koning hoor wat in die wetboek sê, het hy sy klere geskeur en opdrag gegee aan die priester Gilkia, aan Ahikam seun van Safan, aan Akbor seun van Micha, aan die staatssekretaris Safan en aan Asaja, die hoofamptenaar van die koning: gaan raadpleeg die Here namens my en namens die hele volk Juda. Raadpleeg hom oor die inhoud van hierdie boek wat gekry is. Ons voorvaders was ongehoorsaam aan die eise van hierdie boek en het nie gehandel in ooreenstemming met alles wat daarin staan nie. Daarom is die toorn van die Here wat teen ons gaan ontvlam groot. Die priester Gilkia en Ahikam en Akbor en Safan en Asaja is toe na die profetes Hulda, en ander vertalings noem maar Hulda. Hulle is toe na haar toe. Sy was die vrou van die klerebewaarder Salum, seun van Tikwa, seun van Gasra, en het in die nuwe deel van Jerusalem gewoon. Hulle het haar vertel en sy het hulle geantwoord: so sê die Here, die God van Israel. Sê vir die man wat julle na my toe gestuur het: so sê die Here, ek brul onheil oor hierdie plek en oor sy inwoners. Al die oordele in die boek wat die koning van Juda gelees het, want hulle het my verlaat. Hulle het offers gebring vir ander gode en my uitgetat met allerhande maaksels van hulle eie hande. My toorn ontvlam teen hierdie plek. Die vlam sal nie geblus word nie. Maar sê vir die koning van Juda, wat vir julle gestuur het om die Here te raadpleeg: so sê die Here, die God van Israel, ek het daarop aggeslaan dat jy in jou hart geraak is deur die woorde wat jy gehoor het, dat jou klere geskeur en gehuil het voor my, en dat jy berou getoon het voor my, die Here, toe jy gehoor het wat ek sê oor hierdie plek en sy inwoners, naamlik dat verwoesting en straf oor hulle kom, sê die Here. Daarom sal ek jou in vrede laat sterwe en in jou graf laat ingaan. Jy sal niks van al die onheil wat ek oor hierdie plek bring, self beleef nie. Ons lees tot sover. Nou, liewe vriende, ek wil vandag 'n bietjie praat oor die gawe van profeet wees en van profesie. En die storie van Hulda of Hulda, soos die meeste vertalings sê, is 'n baie mooi voorbeeld van wat 'n profeet moet wees. As 'n mens dit die eerste keer vinnig lees, dan sien jy sommer dadelik raak wat sy doen. Sy sê vir mense wat reg is en wat verkeerd is. Maar as jy die storie 'n bietjie versigtiger lees, 'n bietjie dieper kyk en krities lees, soos ons maar in die NG Kerk doen, kom jy agter dat dit ook nie so eenvoudig is nie.
En as jy tog met hierdie profeet stoei, dan ontdek ons, dink ek, nog dieper insigte oor wat dit beteken om 'n profeet te wees. Die storie begin waar die jong 8-jarige Josia koning van Juda in Jerusalem word. Nou Josia het 'n wonderlike oupa grootjie gehad, die koning Hiskia. En Hiskia was een van die regtig min baie goeie konings van Jerusalem. 100 jaar tevore, in die jaar 722, toe die Assiriërs die Noordryk vernietig het, wou hulle die Suidryk ook vat. Maar Hiskia met die profeet Jesaja aan sy sy het staande gebly en Jerusalem het oorleef. Maar na Hiskia het sy seun Manasse koning geword en hy was weer een van die heel slegste konings wat Jerusalem gehad het. Hy het ander afgode gedien en selfs veranderinge aan die tempel in Jerusalem aangebring, sodat Baal en ander afgode daar aanbid kon word. Na Manasse het sy seun Amon koning geword en hy was so sleg soos sy pa, soveel so dat hy deur sy eie mense in 'n sluipmoord vermoor is. En toe hy dood is, het sy seun Josia hom opgevolg. Nou die priesters van die Here het die jong seun onder hulle vlerk geneem, om seker te maak dat hy eerder sy grootjie se voorbeeld volg, en hy het dit gedoen. Josia het 'n goeie koning geword, wat goed gedoen het na 'n baie donker tyd. In die 18de jaar van sy koningskap, toe hy 26 was, het hy toe hierdie projek begin om die tempel van die Here te herstel. Hy het geld bymekaar gemaak en dit aangewend om die tempel reg te kry. Onder andere om al die afgodese dinge uit die tempel uit af te breek. En daar ontdek hulle toe nou hierdie wetboek, wat ons vandag ken as Deuteronomium. Die koning het dit gelees en dadelik besef daar's 'n moeilikheid, want hulle skiet tekort. En dit was baie duidelik dat die Here vir hulle gaan straf. En so ontstaan die vraag, wat nou? Wat moet hulle doen met die wette? Kan iets gered word? Daar was 'n tweede vraag, daar was 'n bietjie 'n vraag oor die status van hierdie wetboek. Ek het verlede jaar in 'n preek vertel dat party mense gedink het in daai tyd dat die wetboek miskien daar geplaas is om ontdek te word, dat dit miskien spesiaal daar neergesit is. Die profeet Jeremia, wat in die tyd ook in Jerusalem geprofeteer het, was nie baie ingenome met die nuwe wetboek nie. En so dit was ook 'n vraag wat hulle moes antwoord. Is hierdie wette waar en hoe kom ons God se wette na? En so raak Hulda dan deel van die prentjie. Ons het gelees dat hulle 'n groot afvaardiging stuur om vir hierdie profeet Hulda te gaan raad vra. En die grootte van die afvaardiging is 'n aanduiding van hoe dringend en belangrik hierdie saak is. Hulle kom by haar uit. Die Bybel sê sy was die vrou van die koning se klere bewaker. En sy het in die nuwe deel van die stad gebly. 'n Ander tradisie sê sy was die niggie van Jeremia die profeet. Die vraag is, hoekom vra hulle nou juis vir haar? 'n Meer vanselfsprekende keuse sou Jeremia self gewees het, wat baie meer bekend was. Daar was ook ander opsies. Safanja die profeet het in dieselfde tyd in Jerusalem gewerk. Miskien het hulle gedink 'n vroue profeet sal bietjie sagter met die koning werk. Maar uiteindelik moet sy nou sê, is die wette waar en hoe moet hulle maak of regmaak waar hulle oortree het? En haar antwoord is baie duidelik. Klink 'n bietjie kwaai vir ons lesers, maar sy sê dit is waar, dit gaan gebeur. Die volk gaan gestraf word en hulle gaan in ballingskap weggevoer word. Dit klink of sy hulle verdoem. Maar hier is dit belangrik om te onthou dat hierdie storie vertel word deur die deuteronomistiese geskiedskrywer. Nou, ons het al van tevore 'n bietjie vertel van die sogenaamde Deuteronomus. Die Deuteronomus skryf die verhaal na die ballingskap om te probeer verstaan wat gebeur het, om redes te verstaan hoekom die ballingskap gebeur het en om vrede daarmee te maak. En die Deuteronomus werk met 'n oorsaak en gevolg skema en kom tot die slotsom dat die volk eintlik die ballingskap oor hulle self gebring het. Dit was nie God se skuld nie, dis die volk wat die vrugte van hulle slegte dade gepluk het. Dit klink vir ons 'n bietjie strak en ongenadig, maar die oorsaak-gevolg teologie het die mense in daai tyd gehelp. Want dit het gesê jy kan moeilikheid keer deur in plaas van die verkeerde dinge die regte dinge te doen, deur gehoorsaam te wees. En so het dit vir mense destyds 'n greep op die lewe gegee. Jy kon rampe en moeilikheid vermy deur wette na te kom. En dis wat Hulda kom doen. Sy bevestig hierdie patroon en hierdie teologie. Die antwoord dat die volk gestraf word
Omdat hulle ongehoorsaam is, impliseer ook die teenoorgestelde, dat hulle gered sal word, as hulle hierdie nuwe wette nakom. En die afvaardiging verstaan baie mooi wat sy sê. En vriende, so is sy 'n handboek voorbeeld van wat 'n profeet moet wees, om vir mense raad te gee. Ons sê profete is mense wat God se hartklop goed verstaan. En daarom kan hulle ander help om te hoor wat die Here sê en wat die Here wil hê. Dit is belangrik om te weet dat 'n profeet nie 'n waarsêer of 'n toekomsvoorspeller is nie. 'n Profeet is nie 'n Nostradamus of 'n siener van Rensburg nie. Die gawe van profesie is nie 'n bonatuurlike vermoë om in die toekoms in te kyk nie. Dit beteken nie dat die Here in jou oor fluister wat hy van plan is om te doen nie. Nee, 'n profeet is iemand wat vir die mense van sy of haar dag in gewone dinge uitlê wat die Here se wil is. Wat goeie raad gee, omdat hulle 'n fyn aanvoeling het vir reg en verkeerd. Volgens die Joodse tradisie, die Midrash, was Hulda boonop 'n onderwyser, wat haar eie skooltjie in Jerusalem gehad het. Sy het met ander woorde kinders geleer hoe om goeie mense te wees. Baie alledaags, maar dit is presies wat 'n profeet gedoen het. Wat wel gebeur het, is dat profete dikwels 'n patroon uitgelig het, wat weer en weer en weer kon waar word. Daarom is die profeseë van die Ou Testament vir ons ook waar, omdat die profete God se wil en optrede reg verstaan. Maar vriende, die storie is nog nie klaar nie, want Hulda praat nog. Sy sê vir die boodskappers dat sy 'n boodskap vir die koning ook wil stuur. En sy sê God het die koning se berou raak gesien, en daarom gaan God vir die koning mooi dinge gee. Hy gaan nie gestraf word nie, hy gaan nie die ballingskap beleef nie, hy gaan in vrede sterf en in sy graf ingaan, voor al hierdie donker dinge gaan gebeur. Wat 'n wonderlike sagte boodskap is dit nie, vir die koning om te kry. Maar vriende, hier is die probleem. Want hierdie boodskap is nie waar nie. Die mooi dinge wat sy vir die koning vertel, gebeur nie. As jy in jou Bybel omblaai net aan die volgende hoofstuk 23, sien jy dat Josia net 'n paar jaar later gewelddadig op die slagveld sterf, as hy wil oorlog maak teen Egipte. Die vraag is, wat gaan nie aan? Hoekom praat die profeet nie die waarheid nie? Kan wees dat sy nie van beter weet nie. Ek het sopas gesê, profete kan nie die toekoms voorspel nie, en hier is die bewys daarvan. Dalk het sy God se hartklop verkeerd vertaal. Ander moontlikheid is dat sy dink dat Josia se dood klompie jare later nie so sleg is nie. Mense in daai tyd het nie so oud geword nie, en oorlog was maar deel van die lewe, geweld was deel van die lewe. Dalk was 'n oorlog dood, maar 'n natuurlike soort van oorsaak van dood. Maar 'n kronieke se weergawe vertel dat koning Josia maar swaar gekry het. Volgens kronieke is hy eers op die slagveld gewond, en daarna is hy terug Jerusalem toe, waar hy vir dae in pyn was, voor hy uiteindelik sy laaste asem uitgeblaas het. Ek dink, die beste antwoord is dat die profeet geweet het, dat sy nie die waarheid praat nie. Dat Hulda hierso gejok het. Professor Christina Landman verduidelik, dat sy opsetlik die boodskap 'n bietjie versag het. Ons sal sê dat sy die waarheid gesugarcoat het. Sy sê Hulda vertel vir die koning die waarheid oor die eerste ding, oor die wetboek, maar sy stel hom gerus met 'n onwaarheid, sodat hy die eerste waarheid hoor. Die gevaar is dat sy die waarheid so kras en so reguit vertel, dat die koning dit nie kan hanteer nie, dat hy glad nie na haar luister nie. En daarom dra sy haar boodskap op so 'n manier aan die koning oor, dat hy met die waarheid kan saamleef, en in die toekoms weer na haar sal luister. Nou, soos Hulda te jok, is vir ons vreemd, om die minste te sê. Ons wil hê mense moet eerlik wees. Mense moet die waarheid met ons praat. Ons wil weet waar ons met mekaar staan. Maar in die Bybelse tyd was dinge nie so swart of wit gewees nie. Mense het eerder versigtig en vaag gepraat. Spreuke 15 sê 'n sagte woord is beter as om mense te krenk en mense te verneder. En ek dink in hierdie storie leer Hulda se tweede woord ons 'n tweede belangrike ding van profeet wees. Dit gaan nie net oor die boodskap nie, maar ook oor die styl, ook oor die manier hoe ons die boodskap oordra, ook oor die manier hoe ons mekaar miskien reghelp.
Nou vriende, ons lewe in 'n tyd wat profete verskriklik belangrik is. Die Here het destyds die eerste profete, dis nou mense soos Nathan en Elia en Elisa, hy het hulle gestuur omdat die koning en die magtiges, die ryk mense, selfs die priesters nie hulle werk gedoen het nie. Die Here het verwag van magtige mense om weerloses te versorg, maar hulle het net na hulle self gekyk. Toe het hy die profete gestuur om op te staan teen die onreg en 'n stem te gee vir brose mense. Vandag is daar net soveel onreg en geweld in ons wêreld. En daarom stuur die Here nog steeds profete om hierdie onreg te ontmasker en om vir ons te lewe om regverdig, of vir ons te leer om regverdig en genadig te lewe. Ek is baie dankbaar vir die profete in my lewe. Partykeer dink ek het iets van hierdie gawe. Ek het nogal 'n partykeer 'n aanvoeling vir reg en verkeerd en dit kan my omkrap as iets wat na my sin baie onregverdig is, of as ek voel dat iemand seer gemaak word. Dit is iets van die gawe van profeet wees. Maar ek het ook profete nodig om my in my lewe te help. Ek vra graag raad vir mense wat ek dink wysheid het. Groot sluite lewensvrae, maar ook sommer in alledaagse dinge. Net soos Hulda, die onderwyser profeet, is daar baie mense wat my help om in doodgewone dinge goeie keuses en verstandige besluite te neem. En ek beskou almal van hulle as profete. Soms moet ek ook raak sien waar ek verkeerd was, dalk ongevoelig of oorhaastig opgetree het. Maar ek het agtergekom dat die beste profete weet ook hoe om die Here se boodskap oor te dra. Deur ander nie te vervreem of te vernietig nie, maar op so 'n manier te praat dat mense met mooi woorde opgebou word. Die gevaar met moderne profete is dat mens so reguit en eerlik kan praat dat jy ander mense seermaak. En ek dink 'n profeet se styl, sy manier van praat, die manier hoe hy of sy die boodskap oordra, die manier hoe ek beklei teen onreg, die manier hoe ek jou reg help, moet ook God se hartklop weerspieël. Ons vier vandag Vrouedag. Met Vrouedag vier ons vroue wat soos profete teen onreg opgestaan het. In 1956 was dit teen die onreg van apartheid en die paswette. Hierdie vrouens het die waarheid gepraat oor God se wil, oor reg en verkeerd. Dit God se hart vir hulle tyd openbaar gemaak. Maar die manier wat hulle dit gedoen het, was net so kragtig. Waar ander toesprake gehou het of argumente gevoer het, selfs bomme geplant het hierdie vrouens, onthou julle, vir 'n halfuur in stilte voor die Uniegebou gestaan. En so 'n sagte, stil protes gelewer, wat steeds 70 jaar later in ons land uitbasuin word. Hulle was nie die eerste nie. Ek lees 41 jaar vroeër, op 4 Augustus 1915, het vroue ook as profete voor die Uniegebou gestaan. Destyds was dit in die tyd van die Eerste Wêreldoorlog. So 'n klomp van die boereleiers nie aan die oorlog wou deelneem nie. En die regering het hulle in die tronk gestop en die vroue het geprotesteer teen wat hulle gedink het onregverdige behandeling van die rebelle was. 4000 vroue het glo in sulke rye van 7 in stilte na die Uniegebou toe gestap. En toe hulle daar kom, het hulle eers bid hier gehou en toe 'n petisie aan die owerhede oorhandig. Vriende, ek dink op Vrouedag leer hierdie vroue ons hoe om profete te wees. Onverskrokke profete wat die waarheid oor die Here praat. Mag ons dit ewe sag en met eweveel styl doen. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat U vir ons profete gee, van Hulda tot moderne profete wat die waarheid oor U praat. Help ons om die profete se boodskap te hoor en na hulle te luister en U wil te doen. En waar ons die gawe het, Here, om vir ander te help, waar U vir ons wil gebruik om profete te wees, gee ons 'n styl wat U hardop weerspieël. Mag ons die waarheid oor U praat, Here, op 'n manier wat bou en lewe gee. Amen. Liewe vriende, baie dankie dat jy saam gekyk het. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by jou wees. Amen.